Welkom by die kanaal. Ek is Dominee Natasha Du Plessis en wat 'n voorreg om vandag met julle te gesels oor wat die doop beteken. En dankie dat jy vandag hier is. Al luister jy toevallig of doelbewus of dalk omdat jou hart iets soek wat jy nie eers self kan verwoord nie. Mag hierdie paar minute jou hart herinner aan iets werklik kosbaars. Jy behoort aan God. Nou, as jy aan die doop dink, is dit die oomblik wanneer iemand gedoop word mos iets besonders. Nie omdat die water magies is nie, maar omdat dit die plek is waar God sy eie hand skryf oor 'n mens se lewe. Daar waar ons deel van die koninkryksfamilie word. Nou vandag wil ek jou help om weer te hoor, of dalk vir die eerste keer te ontdek wat die doop jou leer van God se hart vir jou. Nou wat sê die doop oor God? Wat staan daarso in die skriflesing van Numeri 6 vers 24 tot 26 en Genesis 17 vers 7? Nou ek wil begin met die woorde van Numeri 6 vers 24 tot 26, een van die oudste seën in die Bybel en een van die mooiste. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. So moet die priesters my naam oor die Israeliete uitroep en ek sal hulle seën. En wat sê Genesis 17 vers 7? Ek sal my ooreenkoms met julle nakom en met jou kinders. Wat ek beloof het geld vir altyd. Ek sal ook hulle God wees soos ek joune is. Nou kom ons kyk bietjie wat sê Numeri. Want let op, die seën begin nie by jou nie by jou geloof nie by jou prestasies nie by jou vermoë om naby aan God te bly nie. Dit begin by die Here. Die doop is 'n herinnering voordat jy ooit aan hom kon dink. Ja, die Here kon dink, het hy al aan jou gedink. Voordat jy hom kon lief het hy jou lief gehad. Dit is die evangelie. Dat Jesus Christus juis ons so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So nog voordat jy iets vir God kan doen, wys hy jou, jy is syne. Die doop is nie 'n tradisie nie 'n kerkritueel nie 'n pleegaksie vir familiefoto's nie. Die doop is God se verklaring oor 'n mens se lewe, nie 'n mens se verklaring oor God nie. Nou, ons weet dat die doop 'n teken en 'n seël is van God se verbond. Dit is God se handtekening onder 'n belofte wat hy nooit breek nie. En daardie belofte klink soos Numeri 6. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Wanneer 'n kind gedoop word, wanneer jy gedoop is, het God hierdie woorde oor jou uitgespreek voordat jy enige woord terug kon sê. Nou 'n verbond is meer as 'n belofte. Dit is God se manier om te sê ek verbind myself aan jou met my hele wese. In Genesis 17 sê God, ek sal vir jou 'n God wees en vir jou nageslag. Let op, hy sê nie as jy getrou is, maar ek sal. Hy begin, hy dra, hy hou vas. Dit was algemeen in die Bybelse tye en is vandag nog om 'n verbond, 'n ooreenkoms of 'n belofte met 'n teken te verseël. God het sy belofte van verlossing aan Abraham verseël met die teken van die besnydenis. Terwyl daar net een verbond van verlossing is daar twee plekke waar dit voorkom. In die ou bediening van die genadeverbond wat ooreenstem met die Ou Testament. En dit was die besnydenis, die teken van die verbond. Nou in die nuwe bediening van die genade verbond was ooreenstem met die Nuwe Testament, is die doop die teken van die verbond. Nou aangesien die verbond dieselfde is, waarom het die teken dan verander is jou vraag dalk? Julle, die besnydenis is 'n bloedige ritueel. 'n Herinnering dat sonder die vergieting van bloed geen vergifnis van sondes is nie. Maar Jesus het dit oorgeneem sodat hy vir ons sondes kon sterf. En dis hoekom die doop is egter 'n bloedlose ritueel, 'n herinnering dat Jesus Christus se bloed gestort is vir die vergifnis van sondes.
dat hy dit skoon gewas het, ons deel gemaak het. Die besnydenis uit die aard daarvan was slegs aan mans toegedien, maar die doop is vir beide mans en vroue. So word die doop selfs 'n genademiddel. Maar waarom verander is jou vraag? Want die bloed is reeds gestort. Sonder bloedvergieting is daar geen vergifnis nie. Die water van die doop is dus 'n teken van 'n koninkryk wat inbreek, 'n seël van dat Jesus reeds oorwinning gebring het, 'n verbondsteken vir elke gelowige man en vrou. Dan kan mens nog baie vrae met die doop inbring. Soos, is die inseëning dan nie die doop nie? Wanneer 'n baba gebore word in 'n Christelike gesin, vier ons eers die wonder van die lewe en ons seën die kind. Dit noem ons inseëning. Dit is die voorbereiding vir die doop, maar dit is nie die doop self nie. Dit is 'n gebed, Here beskerm hierdie lewe tot by die fond van die doop. Dit is 'n vreugde, wat 'n genade om in 'n huis groot te word waar Jesus reeds aanbid word. Maar by die doop self gebeur iets groter. God kom sy belofte verseël. Ons dink soms die doop is iets wat ons doen, 'n keuse, 'n instemming, 'n tradisie. Maar die waarheid is, die doop is 'n getuienis dat God eerste begin. Voordat ons as kinders enigiets kan verstaan God ons. Voordat ons kon lief hê, het God ons lief. Voordat ons handjies vorentoe kon steek, het God reeds sy hand oor ons lewens gehou. Die doop is daarom nie die mense besluit nie, maar God se ingryping. Sien, in die Bybel gebeur die wonder andersom as in ons wêreld. By mense gee jy jou naam, dan kom jou identiteit later. Maar by God gee hy eers die identiteit en dan leer jy jou naam verstaan. Die doop sê, jy is syne, nog voordat jy hom ken. Jy is geliefd, nog voordat jy lief kan wees. Jy word gedra, nog voordat jy kan loop. Daarom doop ons kinders, want genade wag nie vir 'n ouderdom nie, en God se liefde kom altyd eerste. Kom ek vertel eerder 'n storie, om bietjie jou hart ook te vang. Ek onthou hoe daar eendag 'n trotse ouma eendag vir my gesê het, Dominee, my kleinkind is gedoop toe sy 2 maande oud was. Maar ek dink haar doop het my meer verander as wat dit vir haar verander het. Ek vra toe, hoekom sê tannie so? Sy antwoord, want elke keer as ek haar sien, onthou ek, sy behoort nie net aan ons nie, sy behoort aan God. En as God oor haar wag hou, kan ek haar met vrede vashou en met haar daardie vrede kan ek laat gaan. Ek weet ek is 'n getuienis en ek maak daardie belofte saam sodat sy meer en meer kan groei in Christus. Die doop verander nie net die doopeling nie. Dit verander die familie, dit verander die geloof van 'n gemeente en dit herinner elke gelowige aan sy eie identiteit. En dit is die grootste geskenk wat ek en jy kan ontvang van ons ouers, is om gedoop te word. Dat jy kan sê, ek is klaar gewas, ek is klaar syne, ek is ingesluit, ek is nie alleen nie, ek is deel van hierdie geloofsfamilie, die liggaam van Christus. Maar wat beteken jou doop vir jou vandag? Selfs al het jy dit lang terug vergeet. Nie eens onthou nie, jou doop het jou nooit vergeet nie. Dit beteken God het jou eerste lief gehad. Sy genade hou jou vas wanneer jou geloof wankel. Sy naam is oor jou uitgeroep, sodat jou naam vir altyd in sy hand is. Jy is deel van 'n verbond wat nie breek nie, selfs nie op jou donkerste dag nie. En as jy vandag die Here opnuut wil soek, as jy voel jy het verdwaal, as jy twyfel, as jy moeg is, dan fluister jou doop, kom huis toe. Jou plek by God staan nog oop. Jou naam is nog steeds in sy water geskryf. Jy is deel
En dis hoekom dit so groot verantwoordelikheid is vir elkeen wat deel is van die doop. Vir die ouers, vir die getuienisse, vir elkeen wat deel van hierdie liggaam is. Want jy maak saam daardie belofte om daardie kind te lei, te help deur die Heilige Gees. Meer God, minder ek. So, kom huis toe. Jou plek by God staan nog oop. Jou naam is nog steeds in sy water geskryf. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U die een is wat roep, voordat ons kan antwoord, wat lief het, voordat ons kan lief hê, wat red, nog voordat ons besef ons het redding nodig. Dankie vir die doop, die teken van U verbond, U trou, U seun, U vaderhand, maar ook U vaderhart. Ek bid vir elke persoon wat nou luister. Herinner hulle aan die liefde, laat hulle weer hoor, jy is my kind. Was hulle hart vars met U genade, laat U vrede oor hulle kom soos lewende water. Here, maak ons getrou aan die verbond waarin U ons eerste ingesluit het, en leer ons om die identiteit te leef wat U oor ons uitgespreek het. Liewe Heer, dat ons geliefde is, gered is, gemerk in die naam van God, Drie-enig. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen.